Nou, ons lees hier so in Mattheus 24 vers 14 en hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies die dan sal heenkom. En ons lees verder in Mattheus 24 vers 31 en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde van die hemel. En ons lees verder in Lukas 2 vers 1. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van die keiser Augustus van die Romeine dat die hele wêreld ingeskryf moes word. En ons lees in Johannes 12 vers 19. En die fariseërs het vir mekaar gesê: "Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan." En ons lees in met uitstorting van die Heilige Gees lees ons in Handelinge 2 vers 5 en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Nou ons weet, ons moet in die konteks van die hele wêreld onder die hemel, die hele aarde moet ons in 'n konteks verstaan. Dit is baie belangrik, want dit veroorsaak ook groot warring, want ons weet dat met die Jesus wat as volmaakte lam geslag is en wat gekom het as verlosser vir sy volk, hier aan die einde, nadat hy aan sy disippels verskyn het, sê Jesus aan hulle: "Nou hierdie evangelie moet julle nou verkondig onder die verstrooides van Israel." Waar is die verstrooides van Israel? Die verstrooides van Israel is in die hele wêreld. Nou die hele wêreld, soos ons weet, is nie die aardbol. Soos ons kan sien ons sien in Lukas 2 dat Augustus, die keiser van Rome, wou die hele wêreld wou gehad het dat die hele wêreld ingeskryf is. Nou ons weet dat die strekking van die Romeinse ryk het nie die hele aardbol betrek nie. So as hy sê die hele wêreld ingeskryf word, dan is dit slegs die wêreld soos wat in die Midde-Ooste dit verstaan het onder die Romeinse ryk. Daar reg rondom die Middellandse See, vanaf Italië en al die pad om aan die syde, wat natuurlik die land Israel ook ingesluit het. So ons weet dat die Chinese, die Japanese, die Oos-Indiese nasies, ons weet dat die Suid-Amerikaanse nasies wat in Suid-Amerika, die Incas en dis meer, was nie deel van hierdie wêreld uitgemaak nie. Ons weet dat die nasies van Afrika ook nie deel uitgemaak van hierdie nasies nie. Dit was die heerskappy wat bedoel het met die wêreld, was die heerskappy van, soos hulle verstaan het, dat die Augustus, die keizer, dat die hele wêreld, dit wil sê almal wat onder die heerskappy van die Romeinse ryk gevat. So ons moet die konteks mooi verstaan wat hier bedoel word. Maar as ons lees in Mattheus 24 hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld. So dan word die hele wêreld soos wat die mense dit op daardie konteks verstaan het, waar Israel versprei. Hulle het versprei noorde vanaf Israel en in daardie lande, in Griekeland en so voorts. Maar ons lees dan verder en die fariseërs, ons lees in Johannes 12 vers 19, en die fariseërs het vir mekaar gesê: "Sien julle dat julle niks voor nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom." So ons sien hieruit dat dit is 'n manier van praat om te sê die hele wêreld loop agter hom. As ons sê dat as ons wil oordryf en sê dat daar is 'n man wat vreeslik bekend is onder die mense, dan sê ons gewoonlik dat die hele wêreld loop agter so 'n persoon aan. En ons sien dan met die uitstorting van die Heilige Gees, sien ons in Handelinge 2 vanaf vers 5 en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Nou onder die hemel, ons moet verstaan die konteks van hemel. Ons praat nie hier van sterrestelsels nie. Ons praat hier van die nasies waar Israel versprei was. Hulle was nie versprei na ander galaxies toe nie. Hulle was slegs versprei na ander lande. So onder die hemel, in die wêreld, in die hele wêreld. Dit moet gesien word in konteks. Dit kan verstaan word as ewe skielik is almal se naaste en dat Israel nou ewe skielik strek tot by die mure van China en verder aan. So ons is baie belangrik dat ons die konteks is van hierdie verwysinge verstaan. Nou, ek het aanvanklik die vervelige geskiedenis van die kronieke, die ontstaan van Israel as 'n volk, uitverkore volk vir God op aarde, en dan ook so die kronologiese verloop van Israel, hulle afval, die verdeling van die 12 stamme van Israel, 2 stamme vir Salomo en dan die 10 noordelike stamme van Israel wat 2 aparte koninkryke gevorm het en hoe hulle verstrooi was op die einde van die dag en hoe die Nuwe Testament dan vir Jesus as verlosser vir sy volk in verstrooiing gestuur is. En ons weet dat die verlossingsboodskap uitsluitlik aan die oorblyfsels van die kinders van Israel uitgevaardig is, soos ons in die afgelope sessies aan die verduidelik het. Ons het ook bespreek die aard van die Kanaaniete van die dag dat die seuns van Noag die ark uit voortgekom het en die toring van Babel en daarvan af die ontstaan van Israel waar God met Jakob stoei en waar hy sy naam verander van Jakob na Israel. En waar hy gesê het dat jy is die verteenwoordiger van my skepsel op aarde, naamlik Adam van hierdie dag af. En ons sien dat die Kanaanietiese nasies was vir Israel van daardie dag af 'n voortdurende doring in die vlees en hulle was gedurig in oorloë betrokke met die afstammelinge van die nasies van die Kanaaniete. Ons sien dan ook in die profesie van Sagaria 14 vers 21 waar God sê dat in die laaste dae, die dae waar ek en jy lewe, dat
daar geen Kanaanietiese nasie, geen afstamming van die Kanaaniet meer in die huis van die Here sal wees nie. Soos ons weet deur al die oorloë en so in die toekoms. Ons weet ook dat Jesus hierdie profesie vervul het in Matteus 15 vers 24 waar hy uitdruklik aan Kanaaniet sê in vers 22 luister Kanaanietiese vrou, ek is net gestuur vir die verlorenskap van Israel en die verstrooiing is. So met die agtergrond gaan ons nou terug en ons gaan nou vir u sê, verduidelik in detail, hoe het dit gebeur dat Israel die uitverkorenes van God is? Hoekom het hy 'n klein nasietjie gekies, wel klein sal sê ten opsigte van die tye waarin hulle geleef het, maar baie groter in die dag wat ons onsself bevind, Israel sal 'n versamelkragtige magtige nasies word, soos reeds deur die profete ook geprofeteer sou wees. En nou sê hy, sal ons lees van julle sal Israel sal 'n ontelbare versameling van nasies wees aan die einde van die dag. Nou niks inleiding sal ons 'n paar versies hier uit die kontroversiële verse hier uit die Ou Testament in Genesis 6 al hier vir u voorlees, sodat u nie dalk die skok van die lewe gaan kry as u gaan luister wat gesê gaan word aangaande die aard en die wese van die mens op aarde, soos ons dit gaan bespreek in die sessies wat voorlê. So ons lees hier in Genesis 6. Toe die mens op die aarde gaan vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is nou die kinders van Adam, die skepsels van God. Sien die seuns van God. Nou die seuns van God verstaan ons as die engele. Dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vrou geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal vir ewig op die aarde op die mens heers nie. In vers 4, en die daar was die reise op aarde en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mens aangegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Verder lees ons in Genesis 28 vers 1. Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën en hy het hom 'n bevel gegee met woorde: jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan. Jy mag geen kinders neem uit die geslag van die Kanaaniete nie. Nou ons sal in detail ingaan wie is hierdie Kanaaniete en wat is die probleem hierso ter sprake. Nou ons sien in die vooraand waar Israel op die punt staan om die stede van die Kanaaniete, dit wil sê die hoofsetel van die Kanaaniete naamlik Jerusalem wil inneem en Jericho en al daai stede, het hulle spioene uitgestuur om te gaan spioneer op die Kanaanietiese nasies. En ons lees dan in Numeri 13 vers 32 tot 33. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het en deur sê die land wat ons deurtrek het om dit te verken is 'n land wat sy inwoners verkeer en al die mense wat ons daar ingesien het is groot manne, let wel, groot manne, reuse. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die Enakiete, van die reuse afkomstig en ons was so springkane in hulle oë, so was ons ook in hulle oë. Met ander woorde, hulle vergelyk hulle met die reuse en hulle sê dat ons was maar bitter klein in vergelyking met die gestalte van hierdie reuse. Ons lees verder in Deuteronomium 2 van vers 20 die volgende. Dit word ook as 'n land van die Refaite beskou. Die Refaite het tevore daarin gewoon en die Ammoniete het hulle Samsumite genoem. 'n volk groot en talryk en hoog van gestalte, met ander woorde reuse. Soos die Enakiete, maar die Here het die voor hulle uit te vertel, sodat hulle die uit hulle besitting gedrywe het en in hulle plekke gaan woon het. En ons lees verder in Deuteronomium 3 van vers 11. Want die koning van Basan het net alleen oorgebly van die Refaite. Dis sy ledekant, 'n yster ledekant, dit wil sê het nie daar in Araba van die kinders van Ammon, 9L is sy lengte en 4L sy breedte gewone elle. 9L is omtrent 14 voet. En soos ons kan sien is dit about 4 meter. So hierdie reus was omtrent 4 meter hoog. So as ons basies daarna kyk. Nou hier is dit uiters duidelik dat die reuse 'n letterlike reus behels. Dit is nie 'n reuse in terme van vooruitstrevendheid nie. Dit is 'n reuse soos in die fisiese realm van die woord. Ons lees in Deuteronomium 7 van vers 1. As die Here jou God jou bring dan met jou naam gaan en dit in sig neem, en hy bynaas vir jou sal uitverjaag. Die Hittite, Gergesite, Amorite, Kanaaniete, Ferisite, Jebusite, Jebusite, 7 nasies hier in mag gesê. As jy dan in sig neem en hulle verstaan, dan moet jy hulle geheel by die band tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. So jy mag hulle nie onderdanig aan jou maak en dan as kinders van die land aanneem. Jy moet hulle heeltemal verhoed. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dogters nie gee aan hulle seuns nie en sy dogter nie neem vir jou as seun. Jy mag geen verbond met hulle maak nie en hulle nie genadig wees nie. So dan jy kan hulle nie bekeer nie, al wil jy. Nou soos ons ook vroeër gelees het, gaan aan die koning van Og en Basan, lees ons weer in Josua 13 vers 12. In Gilead en die grondgebiede van die Gesarite en Maagatite en die hele berge Hermon en die hele Basan tot by Salka. Die hele koninkryk van Og en Basan. Nou Og was die reus wat was nou net bespreek wat 14L of min of meer 4 meter in lengte was. Daar koning was in Astarot en Edreel. Hy het oorgebly uit die laastes van die Refaite. En ons sal baie van die Refaite lees, want die Refaite is een van die mees bekendste reuse onder die kinders van die Kanaaniete. En Moses het hulle verslaan en verdryf. Ons lees onder andere in Josua 17 van vers